Sluit die oor om met ons saam. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is U, hoe groot en heilig is U naam. Dankie vir al die liefde en die genade, dankie dat U weer eens vanmôre met ons kom praat deur die woord. Gee dat ons sal hoor en sal luister en dat ons die woord in ons harte sal behou. Dankie vir U woord. Dankie vir U woord wat stig en wat leer en wat U wysheid aan ons bring, sodat ons meer en meer soos Jesus kan word. Heilige Gees, beweeg nou onder ons en aan U kom toe al die eer, al die lof en al die dank, Here Jesus. Amen. Ons gaan aan met ons tema op reis deur die skatkammers van wysheid. Ons kyk nou na Spreuke 14 vers 11 tot 15. Spreuke 14 vers 11 tot 15. Die huis van die goddelose word verdelg, maar die tent van die opregtes bloei. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ook onder gelag kan die hart pyn ly, en die einde van so 'n blydskap is bekommernis. Uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig, maar die goeie man uit syne. Die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Nou as ons kyk na Spreuke 14 vers 11, dan praat hy van die huis van die goddelose word verdelg. Hierdie diepgaande vers bied 'n lewendige vergelyking tussen twee tipes lewens. Die lewens van die goddelose en die lewens van die regverdiges. En dis wat ons nog reg deur Spreuke gesien het. Die wyse en die dwaase. Want die gelowiges, die regverdiges, hulle is die wyses. Dit is die wat aan die Here behoort. Maar die dwaase, dis die goddelose mense. Dit bring die uiteindelike gevolge van 'n lewe volgens God se wil teenoor 'n lewe van rebellie daarteen aan die lig. As jy nie die Here dien nie, dan is jy in rebellie teenoor God. Het jy dit geweet? Jy kan miskien sê jy glo nie in God nie. Dit verander niks nie. Dit verander nie 1% nie. Dit verander net mooi niks nie. God bly God en God bly bestaan, of jy nou sê jy glo in hom of nie, God bly God. En as jy die Here gaan verwerp, dan is jy in rebellie teenoor God. Teenoor die skepper van die heelal. En jy word gereken onder die dwaase. Hoop nie een van u vanmôre is deel van die dwaase nie. Mag ons sê ons behoort aan Jesus Christus. Dat ons deel is van die regverdiges. Wanneer dit sê dat die huis van die goddelose vernietig sal word, dui dit aan dat diegene wat in sonde lewe en die pad van die regverdige verwerp, uiteindelik vernietiging sal ervaar. En dis 'n feit. As jy nie die Here gaan dien nie, gaan jy vernietig word. Eendag as jy jou kop neerlê, gaan jy jou oë oopmaak in die poel van vuur. En of die wêreld dit wil ontken en of die wêreld sê die hel bestaan nie en sielkundiges om met al hulle teorieë kom, dit maak nie saak nie. Die woord van God is baie duidelik. Die hel is 'n werklikheid. Jesus Christus het meer oor die hel gepraat as oor enigiets anders. Want hy het gekom om ons te kom waarsku, dat ons op die regte weg kan wandel. Dat ons deel van die regverdiges kan wees. Maar ons moet luister. En ons moet wandel volgens die Here se weë en ons moet bly op die pad wat die Here wil hê ons moet stap. En as ons die Here gaan verwerp, dan gaan ons vernietig word. Een of ander tyd gaan jy vernietig word. Hierdie vernietiging kan dui nie net as fisiese verwoesting nie, dit is nou die vernietiging van jou siel, maar dit dui ook geestelike verwoesting, geestelike leegheid en konflik in hulle lewens na vore. Want as jy nie die Here het nie, het jy nie vrede nie, en dan is daar konflik, en daar is dan stryd in jou, en jy is verbitterd, en dit is 'n lewe wat verwoes is. Hoeveel mense se lewens rondom jou verwoes jy, as jy 'n bittere mens is?
Of as jy mense sal die hele tyd met woede optree. Almal rondom jou word geaffekteer. Dis 'n lewe van verwoesting, van leegheid, want daar's 'n leegheid in jou, jy kan dit nie vul nie. En nou probeer die wêreld allerlei triks om daai leegheid te vul. Hulle drink, hulle slaap rond, hulle hou partytjies en hulle voel nog net so miserable soos voorheen. Hy is nou 'n goeie Afrikaanse woord, miserable. Maar jy weet wat ek sê, jy het 'n leegheid in jou, jy kan dit nie vul nie. Geld en rykdom gaan dit ook nie vul nie. Hoekom is dit dan so baie miljonêers en biljonêers is wat selfmoord pleeg? Want hulle het geen vrede nie. Die enigste een wat vir jou vrede kan gee is Jesus Christus. Aan die ander kant, die tent van die regverdiges sal floreer. Nou is dit nie vir jou interessant nie, het opgelet. Luister mooi in die vers, die huis van die goddelose word verdelg. Nou kom hy nou sê, maar die tent van die opregte sal bloei. Hoekom is dit dat die goddelose uit 'n huis, maar die regverdige uit 'n tent? Ons is nie permanent op hierdie aarde nie. En dit is tyd dat ons as kinders van die Here dit begin besef. Ons het tentwonings, want 'n tent kan opgevou word en jy kan trek. Ons is nie deel van hierdie wêreld nie, ons is tentwoners. Het jy dit geweet? 'n Huis is 'n vaste fondament, dit staan vas. Die wêreldse mense is vasgeanker in hierdie wêreld, want dis al wat hulle het. Sal hulle oë hier sluit, is dit verby. Daar's niks verder nie. Maar vir u en vir my wat in Jesus Christus is, ons gaan die ewige lewe in saam met Christus. Ons verhuis na ons ewige woning. En daar gaan die fondamente vas staan, wat nooit gaan wankel nie. Daarom dat ons in 'n tentwoning gehuisves word op hierdie aarde. En soos hy sê, die tent van die regverdige sal floreer. En asseblief, weer eens, as hy sê, ons gaan floreer, hy praat nie van geld nie, hy praat nie van rykdom nie, hy praat nie van aardse besittings en hoe blink jou kar is en hoe groot jou huis is en hoe ryk jy is nie. Dis nie wat hy praat van floreer nie. En as die Here praat van seëninge nie, dis geestelik. Jou siel sal lewe, jou siel sal floreer. Geestelik sal jy groei. En jy sal geestelike rykdom hê. Want die Here is saam met jou. En maak nie saak waar jy gaan nie. Maak nie saak wat omstandighede is nie. Die Here is by jou en daarom sal jy altyd floreer. Sal 'n glimlag op jou gesig hê. Wil jou nou die diepste put gooi, van die tronk gooi, sal jy floreer en jou gesig sal dit wys want jy lewe vir Jesus Christus. Is dit nie hoe ons lewe nie? Ons lewe vir Christus. Hy is met ons. En ons het groter rykdom as wat hierdie wêreld vir ons kan bied. Wat lees ons in Matteus 6 vers 19 tot 21? Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle harte ook wees. Is jou skat by die Here? Is Jesus Christus jou alles? Is hy jou lewe? Lewe jy vir hom? Of is jy soos die dwaas wat vernietig gaan word? Of gaan jy eendag jou tentwoning hier verlaat en jou ewige woning ingaan saam met Jesus Christus? Keuse lê by elkeen van ons. Niemand kan vir jou lewe leef nie, niemand kan vir jou 'n besluit maak nie. Elkeen van ons moet daai besluit self neem. Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Hierdie vers spreek 'n sterke waarskuwing aan oor hoe ons oordeele nie altyd die waarheid weerspieël nie. Dit begin deur te sê dat daar 'n pad is wat korrek vir ons mag voorkom. Een wat reg voel in ons harte of gedagtes. Het jy dit al ervaar? O, dit lyk so goed. Dit voel so reg. Alles lyk net of dit in plek
val, dit voel so wonderlik. Pas op, want dis hoeveel baie mense verkeerde besluite maak. Bid en vra eerder die Heilige Gees om vir jou die regte pad aan te wys. Doen ons dit nog? Ken jy die Here in al jou weë? Vra jy vir die Here vir leiding as jy 'n besluit moet maak? Of voeter jy net voor? Maak nie saak wie wat sê nie, maak nie saak wat nie. Maar dit lyk so goed, dit lyk so goed. Dit voel so goed. Hoe kan dit dan nou verkeerd wees? En dan 'n paar maande later dan sit jy in sak en as en dan wonder jy, maar hoe het ek hier gekom? Alles het dan so goed gelyk. Maar het jy die Heilige Gees geraadpleeg? Het jy God geraadpleeg of was jy oorhaastig? Hoeveel tyd gee ons dat die Here antwoord? Dink 'n bietjie mooi daaraan. Ons soek 'n antwoord en ons soek dit nou. Ons wil vir die Here iets vra en dan as hy nie 3 ure terug al geantwoord het nie, dan voeter ons maar net voor. Maar het jy geweet, partykeer as die Here antwoord, wat hy partykeer maande, jare. Die Here vat lank partykeer om te antwoord. Maar het ons nog geduld om vir die Here te wag totdat hy antwoord. Totdat jy bevestiging het, die Here het my gelei. Deur 2 of 3 sal jy bevestiging kry. Doen ons dit? Of ploeter ons maar net voort? O, die pad lyk so reg, dit lyk so goed, dit voel so goed. Ek gaan voort. Here, ek het vir u gevra, maar jy vat 'n bietjie lank om te antwoord, so ek gaan hom maar net aan. En nou kry jy seer. Nou wonder ons maar, hoekom het ek my kop nou so hard gestamp? Want jy was 'n bietjie ongeduldig. En kom ons wees eerlik, dit gebeur met kinders van die Here. Sê nie die Here is nie lief vir jou nie, sê nie jy's 'n kind van die Here nie, maar jy het onnodig seer gekry. Want jy het voortgevoeter met 'n besluit wat jy nie moes gedoen het en jy weet jy moes dit nie gedoen het nie. En nou sit jy in gemors. Die Here sal vir jou genade gee, die Here sal jou help om op die uit te kom, maar dit was 'n onnodige oppad wat jy opgestap het. Die pad wat so reg lyk, dit kan verwys na 'n besluit wat ons in ons persoonlike lewens moet neem. Keuses wat ons in verhoudings maak. En dis baie mooi. Of hoe ons situasies benader. Dalk 'n werksaanbod of 'n huis wat te koop is. Wat se besluit dit ook al mag wees. Ken jy die Here daar? Dis 'n nuwe werksaanbod. Maar dit lyk so goed. Die pakket lyk so goed. Nee, ek gaan dit vat. Dit moet van die Here af wees, want dis net te goed. Nou gaan jy so toe ons alles ramp. En jy werk swaar en jy word sleg behandel en nou kom jy agter die salaris is eintlik nie wat hulle gesê het dit gaan wees nie, want daar's ander klomp voorwaardes en bla 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 en nou sê slegter af as wat jy ooit was. Maar het jy werklik by die Here stil gestaan? Het ons werklik op die Here gewag? Wat maak ons as ons vir die Here vra om ons te lei? Ons menslike perspektief kan beperk wees baie kere. Wat ons lei om te dink dat ons in die regte rigting beweeg, terwyl dit in werklikheid ons na skadelike gevolge kan lei. Hierdie pad verteenwoordig ons aannames, begeertes of wat die samelewing vir ons sê is reg. En weet jy net, dit is baie gevaarlik, want partykeer, jy wil 'n ding so graag hê, laat jy sien dinge wat eintlik nie daar is. En nou dink jy dit is van die Here, maar dit is nie. Want jy wil dit so graag hê. Ek wil so graag hy kar en maar kyk hy ry lekker. En nou gaan koop jy hom en nou sit jy in skuld. En nou kan jy nie betaal nie, jy kan nie by jou goed bykom nie en nou kom die skuldeisenaars en een probleem op 'n ander probleem en skielik ry die kar nie meer so lekker nie. Dit is feite wat ons tree oorhaastig op. Dit is noodsaaklik om te onthou dat die skrif beklemtoon dat die uitresultaat nie net uitdagend gaan wees nie. Dit word uitgebeeld as 'n pad wat na die dood lei. Dit kan beide 'n geestelike ontkoppeling en potensiële fisiese gevolge aandui as ons ongepaste paaie volg. En daar's baie keer mense wat paaie volg wat na die hel toe lei. Daarom word ons genoop om goddelike leiding te soek bo op ons met al ons besluite wat ons maak dat ons die Here sal ken.
En nou wil ek met die jong mense praat. Vat byvoorbeeld 'n jong dame of 'n jong man. Is hierdie meisiekie wat ek gesien het, joef, maar sy is so mooi. Sy is so vriendelik. En ons praat, ons kan vir ure praat. Ons kom so goed oor die weg. Pastoor, jy moet sien, dit is die wonderlikste meisie. Sy maak my knieë lang. As ek na kyk, is dit net jelly. En die skoenlappers in die maag, en die oë wat skoon blink, en die sweef op 'n wolkie rond. Maar pastoor, ons kuier so lekker saam, ons stem oor alles ooreen. En nou gaan jy in verhouding met daai een, maar dit dien nie die Here nie. Stel nie belang om die Here te dien nie, en so eerlik, sê vir jou, ek stel nie belang om die Here te dien nie. En jy gaan voort. Ek kan nou al vir jou sê, daai skoenlappers gaan in krokodille verander. Daai skoenlappers gaan in 'n verterende monster ontaard. En jy gaan nog dink jy sweef en dan val jy op die aarde te pletter neer. Selfs met die jong dames. Pas op met wie jy in 'n verhouding gaan. My so sterk gebou. Ek gee nie om hoe sy gebou of hoe jy oor die weg kom nie, dien hy of sy Jesus Christus. Amen. En daarvolgens bou jou verhouding. Laat die Here jou lewensmaat vir jou uitwys. Pas op om te gaan met wat jy met die oë van jou sien. Want die oog kan bedrieglik wees. En as jy nie wil seer kry in die lewe nie, sorg dat die Here jou verhoudings vir jou uitwys. En ons ouer mense ook. Baie ouer mense wat ook in verhoudings gaan, wat iemand ontmoet. Ja, maar pastoor, ons gesels so lekker. Gesels julle oor Jesus Christus. Of moet op elke keer uit die kroeg uit gaan haal? Of hy meer lief vir sy bier en sy sport en sy vriende as vir die Jesus Christus? Dis ernstige dinge. Dis besluite wat ons maak, wat vir ons seer kan maak. Kom ons maak seker vir man en verhoudings, dat ons Jesus Christus ken daarin. Laat hy vir ons paaie wys. Want as 'n weg wat reg lyk, dit voel so reg en dit voel so goed, dit moet reg wees, maar die uiteinde daarvan is die dood. Want glo vir my, as jy 'n verhouding gaan met iemand wat nie die Here dien nie, en nou trou julle miskien, en nou lei sy of hy jou weg van die Here, en op die einde dan het jy weggedwaal van God, en dan eindig jy in die poel van vuur. Maar sy het so mooi gelyk, hy het so handsome gelyk. En nou, waar het op geëindig? Met smarte. Pas op. Kyk, as jy na iemand kyk, dien hulle Jesus Christus. En vir julle jong mense wil ek die raad gee. As jy ooit iemand ontmoet, maak seker, hulle het Jesus Christus liewer as vir jou. Jy moet tweede plek kry. En dieselfde vir jou, sit Jesus Christus eerste, en dan kom jou verhouding. Dan gaan dit werk. Want waar Christus eerste is, sal daar seer wees. Spreuke 14 vers 13. Ook onder gelag kan die hart pyn ly, en die einde van so 'n blydskap is bekommernis. Hierdie vers spreek die diep natuur van menslike emosies aan. En julle weet, laasweek het ons ook daarna gekyk. Onthou julle? Spreuke 14 vers 10. Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. So laasweek ook daarna gekyk. Wanneer ons lag of vreugde ervaar, kan dit soms dieper gevoelens of pyn of hartseer verdoesel. Ons steek dit weg. Dit herinner ons daaraan dat eksterne voorkoms nie altyd weerspieël wat binne in ons harte gebeur nie. Jy sit met daai mooi glimlag op jou gesig, maar jy binnekant huil jy. Skree jy van pyn. Skree jy dat mense jou net moet raak sien en jou moet help. En ons kruip weg agter ons glimlagte. Vreugde kan verganklik wees en selfs in oomblikke van geluk mag ons steeds met onderliggende hartseer of rou worstel. Dit vestig ons aandag op die kompleksiteit van emosies wat ons as mense ervaar. En beklemtoon dat dit reg is om gevoelens van geluk en hartseer terselfdertyd te ervaar.
Beteken nie jy's kind van God, jy gaan nooit hartseer wees. Beteken nie jy's kind van God, jy kan nie depressief wees. Ons weet, Jesus Christus het ons verlos. Ons weet ons behoort aan hom. Maar ongelukkig ons menslike liggaam partykeer maak dat mens depressief word. Het jy geweet daar's chemiese faktore wat in 'n liggaam plaasvind wat ook emosies kan beïnvloed? So iemand wat sukkel met depressie, hulle kan dit dalk nie help nie. Daar's dalk 'n chemiese wanbalans of wat ook al. Kan dalk regtig omstandighede wees wat hulle daar het. Maar wat doen ons as kinders van die Here? Vertrap ons so ene dieper in die grond in, of help ons mekaar? Staan ons mekaar by? Gee ons mekaar die liefde wat Jesus Christus wil hê ons moet. As broers en susters. Ons as gemeente is daar met 'n doel. Die Here noem ons 'n liggaam, want ons as liggaam moet mekaar help. As een swak is, help hom. Nie as iemand swak is, trap hom nog verder in die grond en vertel vir hom, soos ek al so baie gesien het, dan maak dit my so hartseer. Jy sê jy's 'n kind van die Here, maar kyk hoe lyk jou gesig? Hoe kan jy hartseer wees as jy moet altyd vreugde hê, jy moet altyd net goed gaan. O nee. Regtig? Dit gaan nie altyd net goed nie. En soms wil ons hart skeer uit ons bors uit van pyn. Dat jy nie nog mense nodig om jou te oordeel en vertel, jy is nie kind van God nie, want as jy kind van God was, dan sou jy gelukkig gewees het. Dan is dit vir jou as broer en suster om te sê, my broer of my suster, laat ek net nie by jou sit. Weet jy wat alvaar as iemand net by jou sit, hulle sê niks nie, hulle sit net daarby. Ons drink 'n koppie koffie of 'n koppie tee. Kan ek vir jou iets doen? En môre gaan die son weer skyn. Want die Here gaan vir jou weer stel. En dan kan jy dalk op 'n sterker plek wees om die ander te help wat in daai selfde gat geval het. Amen. John Bunyan, wat een van die grootste skrywers in die 16de eeu was, hy het 'n erge depressie gehad. Tog het hy amper 15 jaar in die tronk spandeer vir sy geloof in Jesus Christus. En hy het vasgehou in Jesus Christus. Weet jy wie van julle het al Pilgrim's Progress gesien? Dit is 'n uitbeelding van sy lewe. En daai kasteel wat hulle in daai wys wat hy daar vasgevang is 'n aanduiding van depressie, want partykeer is jy gevangene van depressie. En jy sien nie 'n weg uit nie. Maar dan kom Jesus Christus en hy maak ons weer vry. Hy gee weer vir ons hoop. Hy gee weer vir ons krag en ons kan uit daai gat uitkom. So kom ons hou vas in Jesus. En ons wat sterker is, help die swakker. Spreuke 14 vers 14. Uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig, maar die goeie man uit syne. Hierdie vers uit Spreuke bied diep insigte in die hart en gedagte van mense. Dit help ons om die verskille te verstaan tussen die wat van wysheid afhanklik is en die wat soek wat goed en regverdig is. Is jy die ene wat op van wysheid afhanklik is, soek jy dit wat regverdig is? Die terme afvallige verwys na iemand wat voor 'n goeie pad gevolg het, maar nou teruggedraai het na sy ou maniere. Hoe baie sien ons dit? Iemand begin om die Here te dien en hulle lewe vuur en vlam. Skielik sien iemand, hy was op die Sondag nie in die kerk nie. Hy het seker 'n bietjie siek. Nou bel jy en vra, waar was jy gewees? Nee, ek was bietjie besig. Volgende Sondag kom hy skielik weer nie. Dan kom hy weer en sê, weer sien, kom hy gat nie meer nie. En as hy weer gaan ondersoek en stel, hy sê, maar dit is ver afgedwaal. Ongelukkig gebeur dit in ons dag en tyd. Ek het al 'n hele paar mense geken en gesien wat na die Here gewandel het. Vandag wonder ek by myself, wat het geword van hulle?
Jy het in die einste banke gesit en jou hande omhoog gelig en die Here aanbid. Waar is jy vandag? Afvallig, wil nie meer die Here dien nie. En hoe hartseer is dit nie? Jy wat die verlossing gesmaak het en tog jou rug op die Here gedraai. Kom ons bid vir die mense dat hulle weer tot bekering sal kom, dat hulle weer by die Here sal uitkom, dat die Here hulle sal red, dat die Here vir hulle sal wys, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak of jy afgedwaal het nie, jy kan nog steeds by God terugkom. Maar dan moet jy jou sondige weer laat staan. Dan moet jy berou hê voor die Here en sê, Here, ek het afgedwaal. Ek het geval, Here. Maar Here, ek vra vergifnis en ek kom terug na U toe. Was my skoon, Here. En die Here sal jou skoon was. Maak nie saak hoe ver jy geval het nie. Jy's nooit te ver van die hand van die Here om jou te red. Maar dan moet jy kies om terug te keer na die Here toe. Kom ons help die wat geval het. En ons probeer hulle weer terugkry. Aan die ander kant 'n goeie man, iemand wat volhard in wysheid en regverdigheid, sal tevredenheid vind in die seëninge van bo kom. Wat God se guns en leiding simboliseer. Weereens seëninge praat nie net van aardse besittings nie. En ek sê dit so baie en ek gaan dit nog baie sê. As ons praat van seëninge, praat hy van geestelike, ons geestelike wandel met die Here. En hier kan ons duidelik sien, weer eens, die goddeloose teenoor die regverdige. Is jy deel van die regverdige, of is jy deel van die goddeloose? Het jy Jesus gedien en afvallig geraak? Kom terug na hom toe. Dien jy die Here volhard daarin, en hou vas aan hom. Hou aan om die pad te stap wat jy stap. Al raak het soms moeilik. Spreuke 14 vers 15, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. So nou vanoggend toevallig weer oor dit gepraat, van hoe maklik mense bedrieg word in hierdie wêreld. Hulle kom met slim praatjies en dan word jy bedrieg. Hoeveel mense sit al, weet jy hoeveel geld uit bedrieg deur skelm mense nie. Jy sê die woord van God dit vir ons. Weer eens 'n bewys. Daar's niks in die woord van God waar daar nie 'n antwoord voor is nie. Of op hierdie aarde waar daar nie 'n antwoord is in God se woord nie. Want God se woord het 'n antwoord en 'n waarskuwing vir ons in elke omstandighede in ons lewe. En luister mooi na die vers. Die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Die vers in Spreuke gee ons groot wysheid oor die onderskeiding van wat waar is en wat nie. Wanneer dit sê die eenvoudige glo elke woord, wys dit daarop dat diegene wat nie krities of versigtig dink nie, dikwels alles wat hulle hoor sonder vrae aanvaar. Byvoorbeeld, jy sien iets op Facebook of op TikTok of jy lees iets in die koerant en glo dit sommer as feite. Intussen is dit vals en opgemaak. Vandag se tyd, daar's soveel stories en dinge wat rondloop, en as jy elke liewe ding gaan glo, ons kan nie alles net glo nie. Want dit is gevaarlik. Selfs in die kerk. Wat gebeur in die kerk? Iemand kom na jou toe. Het jy gehoor van pastoor Louis? Het jy gehoor wat het hy gedoen? Jy moet pas op. Jy hoor wat het hy gedoen? Hy het nou weet die week dit. Of het jy gesien wat het Gerry gedoen? Nee, kyk, ek sê Gerry, nee. Daai man, jy moet hoor wat het hy nou weer aangevang. En ons luister en ons glo elke storieetjie wat ons hoor. Maar jy dit gaan toets of dit die waarheid is? Of luister ons maar net alles en eet alles so koek op? En dan word ons aan die neus rondgelei. En nou gaan jy die versprei die storie, môre oor môre, dan sê die mense, jy is kinder, en jy dit beginne. Nou staan jy met 'n bloedrooi gesig. Maar ek het dit persoon so gehoor. Maar ons het dit by jou gehoor. Maar ons skinder van mekaar, en ons glo alles wat ons hoor. En ons hardloop daarmee weg. En veroorsaak groot skade.
Om enige ding net te glo, kan lei tot misverstande en ernstige skades in verhoudings, in gemeentes, in gesinne. Sommige mense vertel dinge met die doel dat mense mislei moet word. Ook weer, jy sien iets raak. Jy lees nou weer iets soos, as jy nou R2000 gaan belê oor 'n week, gaan jy sommer R200,000 hê. Hardloop maar weg. Moenie elke liewe ding glo wat jy lees en hoor en sien nie. Want dit is hoe mense jou aan die neus rondlei. En dis wat hy sê, die eenvoudige glo elke woord. Nie glo alles. Iemand sê vir jou iets, dan glo jy dit. Weet jy wat die beste raad vir mense wat skinder? As iemand na jou toe kom en hulle skinder, hulle wil nou skinder oor, sê nou maar oor enig iemand skinder, hulle wil oor Jannie skinder. Het jy gehoor wat jy nou weer met Jannie, dit. As jy wil hoor, ek sê, wacht, stop net vandag, tel jy, en ek daag julle uit net, dit is die beste, dit is eintlik die wonderlikste om te sien, ek love it. Jy tel jou foon op en dan sê, ek gaan net vandag vir Jannie bel, dat Jannie by ons kan kom sit, dan vertel jy vir Jannie, wat jy nou vir my vertel het. Wacht. Skielik wil hulle nie meer praat nie. Skielik duik hulle weg aan die kant toe en dan skielik is die storiekie van Jannie nou, dan wil hulle nie meer daaroor praat nie. Hoekom nie? As jy wil weet of iets die waarheid is, dink bietjie, vra vir jouself die volgende vraag, as iemand na jou toe kom met 'n kinderstorie of iets, is dit die waarheid? En sal jy dit voor die ene praat? Kan ons die ene roep, soos wat ons as broers en susters moet dit doen? Die Here sê, as daar iets onder julle is, wat 'n probleem is, dan moet ons dit uitsorteer. Soos broers en susters. So roep die broer of die suster in, dan kan ons mos nou daaroor praat. Soos wat die Here wil hê ons moet doen in sy huis. Jy het nog gesê, okay, pastoor Louis dit en dit gedoen. Kry vir pastoor Louis en kry vir die getuies en kry almal by mekaar en dan praat ons daaroor. Dan gaan jy baie vinnig sien of dit die waarheid is of nie. Maar ons glo net elke storie. Het jy al geweet hoeveel huwelik is verwoes deur kinderstories? Want ons glo net alles. En ons hardloop daarmee en ons verstel stories en ons maak dinge op en mense se lewens word verwoes. Mense kry seer in die proses. Het jy al daaraan gedink as jy skinder dat Jesus Christus se werk skade ly? Sy liggaam. Wil jy eendag vir die Here staan en vir hom verduidelik hoekom jy sy liggaam skade aangedoen het? Hou op met skinder. Hou op om net enige storie te glo. En moet ook nie vir my kom sê, ja maar pastoor, ek het net gesit nie. Ek het net daar gesit. Wel geluksalig is hy wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie staan in die kring van die spotters, en wat nie sit. Jy kan nie sit in die kring van die spotters en dan wil sê jy is onskuldig nie. Jy sit dan met hulle en jy deel wat hulle praat. As iemand se kinders staan op en sê, ek wil niks met dit te doen hê nie, ek staan op, ek loop. Julle wil skinder, maar ek gaan niks daarmee te doen hê. Staan op en loop. Moenie deel hê aan die wêreld nie. Moenie deel hê aan skinder nie. As jy hoor iemand skinder, stop dit. En ek daag julle uit, doen wat ek vir julle sê, want julle gaan sien. Sê, hoor iemand skinder, telefoon op en sê, ek gaan nou die ene bel van wie jy praat. Dis die vinnigste wat skinderry gaan stop. Maar skinderry floreer omdat ons baie keer deel het daaraan. Want ons gee maar ons oor, ons wil luister, ons wil nou hoor wat moet jy gesê word. Is dit nie so nie? Onthou van die woord sê, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere ondersoek dit. Hy let op sy voetstappe. Die skrandere mens, die kind van God, sal luister en sê, jy praat nou so en so van daai en daai. Jy het nou dit en dit van Gerrie gesê, ek gaan dit nou ondersoek en seker maak is die waarheid. Dis dit nie die waarheid is, jy beter jy kom verskoning vra. Want jy het nou skade gedoen aan die werk van die Here, jy doen skade aan Gerrie se naam, jy doen skade aan, so, maak reg. Dis hoe ons kinderry gaan stop in die huis van die Here. Dis hoe ons kinderry gaan stop in ons families en ons vriende van die werkplek. Want mense gaan nie meer met saam met jou wil skinder nie, want hulle gaan weet.
As jy met daai ene praat, dan gaan dit uitkom. Mense hou mos nie daarvan as hulle met jou praat. Hoor jy so, ek wil vir jou iets sê, maar ek sê dit net vir jou. Nou, ek kan daai ene weer dan volg en ek mag nou nie eintlik vir jou sê nie, maar ek sê dit nog maar net vir jou. En dan so gaan die storieetjie en dan word mense se lewens verwoes. Kom ons tree op as kinders van die Here en ons hou weg van skinderry. En ons toets elke woord. Ondersoek elke saak. Moenie net elke ding glo nie. En vanaand as dit kom by die eindtyd. Nou lees jy dinge en nou glo mense dit sommer net. Die sê dit en dit en dit. Het al gedink daaraan om dit te toets aan die woord van God, wat sê die woord van God? Daar's baie dinge wat gebeur in die wêreld wat ons kan sien in die woord van God, dat dit kan profeties wees, profesieë wat besig is om te vervul. Maar pas op hoe jy dit interpreteer. Gaan na die woord van God toe en maak seker dat Jesus Christus altyd bo sal bly en dat sy naam verheerlik sal word. En asseblief, as jy verskil met iemand oor iets, moenie met hulle stryery betree raak. Ons stry nie oor die woord van God nie. Daar mag meningsverskille wees, maar dit help nie ons stry as broers en susters met mekaar oor die woord van God nie. Gaan doen eerder 'n studie oor 'n saak. Kyk wat sê die ene, kyk wat sê daai ene, kyk wat glo jy, toets dit aan die woord van God. Doen 'n studie daarvan, kyk, gaan doen navorsing, vergelyk woord met woord, die skrif met die skrif. Moenie vir my kom sê, ja, maar daai boek sê dit nie. Wat sê die woord van God? Boeke is net mense se opinies. Maar wat sê die woord van God? Vergelyk skrif met skrif. En dan kyk jy, wat sê die woord van God? En dan leef ons daarvolgens. Moenie net elke ding glo wat jy hoor nie. Want dan gaan jy in die neus rondgelei word en dan gaan mense vir jou allerhande dinge aanvoer wat nie die waarheid is nie. En weer eens, selfs dit kan lei tot die dood. Kan lei tot 'n poel van vuur. Want jy word in die neus gelei. En skielik beland jy in 'n sekte of in 'n valse godsdiens. En jy word so verblind dat jy nie eens weet jy's van die pad af nie. Maar waar het begin, jy het geluister na verkeerde raad, na verkeerde dinge, en jy het nie na God se woord toe gegaan om dit te gaan toets nie. En dis 'n waarskuwing wat die Here vir ons gee. Want ons as kinders van die Here moet die woord toets. As ek hier voor staan en ek bring 'n woord van God, toets dit of dit die woord van God is. Vat dit wat ek sê, gaan skrif toe, gaan toets dit. En as ek enige iets sê wat nie van God is nie, of nie die Bybel gevind word nie, dan sê vir my pastoor, dit staan nie in die skrif nie, stop. Ek gee julle die opdrag om dit te doen. As ek iets sê wat nie in die Bybel is nie, stop my. Want dan is ek besig met ek weet nie wat nie. Ons moet die waarheid praat, en ons moet hou by die waarheid. Want dit is al hoe ons die pad reg gaan stap, en Christus se naam sal verheerlik. Deur te hou by die woord van God. Die Heilige Gees geïnspireerde woord. Daarom wat ons die woord vat en ons breek dit oop en ons kyk saam daarna en wat beteken dit? Wat kan ons daar uithaal? Want dan gaan ons die regte pad stap. Ja, ek kom vertel hier storieetjies, 7 stappe na geluk en 7 stappe om oulik te lyk. Maar dan lyk jy hoe oulik en dan eindig jy in die vuur. Dan kom sê ek eerder vir jou, my broer en my suster, ons is sondaars. Maak seker jy maak reg met Christus, want dis wat die woord van God sê. En ons maak reg met die Here, en ons sorg dat ons naby sy woord bly, en naby Christus bly, en hy sal ons op die regte pad lei. En die waarheid sal ons stig, en ons sal groei, en nader in die Here. Kom ons bly by die waarheid. Kom ons sluit die oë met ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die liefde en die genade. Dankie vir die goedheid en die guns. Dankie dat U altyd daar is vir ons, Here. Dankie dat U ons lei in die waarheid. Gee dat ons die woord sal bestudeer en dat ons in die waarheid sal bly. Help ons dat die woord wat U vandag vir ons gegee het word, dat ons sal nadink daaroor, dat ons onsself sal ondersoek en sal toets,
Maar waar staan ek? Waar staan ek vanmôre met U, Here? En help ons, dat ons sal regmaak daar waar ons moet reg. Help ons dat ons so sal lewe, dat U naam altyd verheerlik sal. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Nou gaan ons uit volle mond sing. Tot eer van die Here.